En natuurlik na daardie geloofsbelijdenis het baie mense al vir my gesê, maar Dominee, waarom sing ons dan 'n liedjie? Hoekom sing ons 'n liedjie na die geloofsbelijdenis? Is dit om jou plek tyd te gee om gou jou plek te kry? Vriende, ons sing nie 'n liedjie nie, dis 'n gebed. Dis 'n gebed tot die Vader wat ons uiter nadat ons geloofsbelijdenis aflê. Dis kritiek dat ons in gebed voor hom verkeer en dat ons onsself aan hom opdra. En dit is dan ook ons antwoord nadat ons belydenis van ons hart op die tafel voor die Here gesit het. Nou ja, vriende, kom ons maak die Bybels oop vandag, Ou Testament, Genesis. Ons gaan lekker in die boek Genesis saam lees en ek gaan een van die skrikbewinde vir u vandag kom deel in Genesis hoofstuk 19. Een van die gedeeltes wat ek dink ons as kinders die meeste van weet en as groot mense baie keer die meeste vrae het. Vuur en swaal en soutpilare en 'n klomp dinge wat gebeur en as kind word jy partykeer weggevoer na die kant toe, daai kant toe. Jy lees van engele wat in mense se huise inkom. Jy lees baie dinge. En ek wil vanmôre 'n bietjie na hierdie gedeelte kyk en ek wil dit nou 'n bietjie meer trek na ons toe. Maar kom ons lees so 'n bietjie saam uit die onfeilbare woord van die Here in Genesis 19 vanaf vers 1. En die tweede engel het in die aand in Sodom aangekom. Verskoon my, die twee. Ons begin voor. En die twee engele het in die aand in Sodom aangekom, terwyl Lot in die poort van Sodom sit. En toe Lot hulle sien, het hy opgestaan om hulle tegemoet te gaan en hom gebuig met die aangesig na die aarde toe. En gesê, kyk tog my Here, draai tog uit na die huis van die dienaar en bly die nag oor. En was u voete, dan kan u vroeg opstaan en die reis voortsit. Maar hulle antwoord, nee, ons sal op die plein vernag. Net tot sover die woord van die Here, ons sal nou 'n bietjie voortlees. Ek versoek die manne wat kan staan, om net vir 'n oomblik saam met my te staan, om voor die Here te buig. Dierbare Here Jesus, ons staan voor u met die geopende Bybels, ons staan voor u, en ons dink ons weet wat volg. Ons dink ons ken die gebeure. Maar Here Jesus, daardie gebeure speel vandag af. Daardie gebeure speel in ons huise, by ons werke, in ons omgewings af. En Here Jesus, ek wil bid en vra dat u ons sal help om te staan soos ons nou staan, om op te staan in ons samelewing. Here Jesus, ek wil kom vra dat u vir hulle wat sit, sal bekragtig om by te staan, om te help. Here Jesus, ek wil bid en vra dat u die vrouens wat nou sit, sal bystaan om hulle manne te ondersteun. En Here, dat daar waar hulle sit, hulle ook kan getuig van ondersteuning wat van hulle mans afkom, omdat hulle die swakker geslag is, omdat hulle sekere ondersteuning nodig het, maar so ook ons, Here. En ons wil kom vra, Here, dat u daardie band in ons huwelike sal kom heg met ware bande van liefde, bande van omgee, bande van ontferming. En Here Jesus, dat ons sal staan om ons families aan u voor te hou, heilig, onberispelik, soos u dit van ons verwag. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Nou vriende, ons doen 'n gebed met manne wat staan, ons doen 'n gebed met vrouens wat sit, en ons staan omdat ons voor God sal staan en verantwoording gaan doen vir ons dade. Ons staan omdat ons verantwoording gaan doen vir gebroke huwelike. Ons staan omdat ons verantwoording gaan doen vir swak gedrag. En daarom vra ons die dames om te sit, sodat hulle uit daardie posisie ook hulle mans kan ondersteun. En dat hulle krag kan ontvang deur God die Vader, God die Gees en God die Seun,
sodat hy krag kan hê om die man by te staan, sodat hy as voorbeeld vir sy huis kan optree, geïnspireer deur God, sodat ons die taak kan volvoer wat God op ons gerig het. Ons het vanmôre in hierdie kort gedeelte 'n bietjie gelees, en ek wil net 'n attribuut van 'n Christen aan u noem. En ek dink baie van u ken dalk 'n bietjie die agtergrond. Abraham het daar by sy tent gesit en hier het 3 manne aangestap gekom, en die Here het daar by Abraham gesê, "Ag, gaan ek weer hou aan my knegt wat ek gaan doen?" En die Here sê vir Abraham wat hy gaan doen met Sodom en Gomorra. En Abraham val in gebed voor die Here neer. En hy's ootmoedig en hy's bekommerd en hy bid hierdie gebed, en nie almal ken die gebed. Ons het al hoeveel preke oor daardie gebed gehoor. Ag Here, as daar 50 is, as daar soveel is, as Here, as daar 10 is, en dan gaan hy aan oor 'n mens. En Abraham het geweet wie is ook in Sodom en Gomorra. En vriende, my gebed vandag is, ek wil nie die boodskap uittrek nie, ek bid dat u ook vandag benoud sal wees oor hierdie land. Ek bid dat u vandag benoud sal wees oor u broers en u susters, u kollegas, vriende by die skool, mense wat vasgevang is in 'n wêreld met chaos in. Abraham was besorgd oor Lot. En Lot, vriende, was besorg oor 2 vreemdelinge wat in sy poort instap. 2 vreemdelinge wat aangestap kom, en Lot besluit, hier's moeilikheid. Hy weet, hy ken die mense. En hy gaan na hulle toe en sê, kom hier na my huis toe, kom vernag hier by my, kom was julle voete, kom ek versorg julle 'n bietjie, asseblief kom na my huis toe. As jy vandag vir iemand sê, kan ek vanaand by jou kom kuier? Nee. Dis Sondag, is naweek, ek's moeg. Ek wil nie die huis opruim nie, die bediende kom eers Maandag. Asseblief nie nog iemand nie. Dis moeite, dis nie lekker nie. Die familie is op pad, ag, ja. Lot, 'n godsvreesende man, 'n regverdige, skuld hierdie 2 manne niks nie. Niks. Maar hy is besorg oor hulle welstand. Ek wil vir u vandag vra, wil u nie ook besorgd raak oor mense rondom ons nie? Wil u nie ook vandag soos hy maak en 'n hand uitreik na ander toe nie? Ander mense, vriende, gaan die hel binne as gevolg van 'n kerk. Ander mense sê, ek wil nie kerk toe gaan nie, want die mense binne in die kerk maak dat ek nie daar wil wees nie. Die manier waarop hulle praat, die manier waarop jou op en af kyk, hulle kommentare oor waar jy bly en waar jy gaan. Lot het nie gekom en gesê, luister, as julle ryk, het julle geld, kan julle my betaal dat ek vanaand na julle kyk? Kan julle my vergoed dat ek myself verontrief, my kinders, my 2 dogters verontrief, my vrou en my knegte verontrief, omdat ek julle moet versorg gratis nie? Vriende, die wêreld is verdoem. Hierdie planeet is verdoem deur Adam en Eva. En hy's vervloek deur God. Dorings en distels bring dit voor en ons leef in dit. Lot leef in dit, maar in sy toestand kyk hy nog uit vir ander. Mense gaan hel toe as gevolg van die kerk. As dit kerkmense is, wil ek van God niks weet nie. As dis hoe die kinders van die Here optree, wil ek nie naby die Here wees nie, want sy kinders het op en aanmerkings, die manier waarop daar gewerk word, neerhalend na ander mense wat nie per toeval die voorreg gehad het om ook die vrymakende genade van Jesus te ontvang nie. Wat het ons gedoen wat reg is?
wat ons die mag gee om neer te kyk op ander mense? Wat het ons gedoen dat God ons raak gesien het? Is dit nie net genade nie? Is dit nie net bloot groot genade van God, dat hy sy hand uitgesteek het na ons toe, en ons uitgered het uit die verlore wêreld uit nie? Maar kom ons kyk so 'n bietjie verder, wat het gebeur, wat is die omstandighede, vriende, dat ons daarom nou Sodom en Gomorra vandag in Somerset Wes kan sien. Dat ons kan sien dat die gebeure van die verlede in 2025 hulle self herhaal. Maar hy het by hulle aangehou, vers 3, sodat hulle na hom uitgedraai het en in sy huis gekom het. En hy het vir hulle 'n maaltyd berei en ongesuurde koeke gebak en hulle het geëet. Gasvryheid, ontferming. Hulle het nog nie gaan slaap nie toe die manne van die stad, die manne van Sodom die huis omsingel, jonk en oud, die hele bevolking almal saam. Haai, kyk hoe oulik. Die hele dorp hoor, daar's nuwe gaste, daar's nuwe mense by Lot vanaand. 2 manne het die stad ingekom. Ons ken hulle nie. Kom ons gaan almal en gaan groet hulle. Jonk en oud, ons steek 'n hand uit. Welkom hier by ons. Kan ons bietjie met jou besigheid doen? Gaan ons 'n bietjie saam met julle? Van watter ver af plek kom julle? Vertel ons bietjie van julle spyse en wie julle koning is en hoe werk julle geldeenheid? Waar kom julle vandaan? Hoe lank het julle gevat om tot hier te kom? En hoe lank sal dit ons vat om te kom kyk? Is dit wat hulle wou doen? Het hulle ook soos Lot 'n hand van ontferming uitgesteek en gesê, kom hier, ons gaan jou omhels? Nee, vriende. Wat gebeur vandag in Somerset Wes? Wat gebeur in hierdie land en in elke ander land op hierdie aarde? Wanneer 2 vreemde mense by 'n dorp aankom. Mense kyk hoe hulle jou kan bedrieg. Mense kyk hoe hulle self kan verryk uit jou omstandighede. Mense kyk hoe dit hulle voordelig kan wees om met jou bevriend te wees. Die manne van die stad kom en hulle omsingel die huis en hulle sê, en hulle het vers 5, en hulle het na Lot geroep en aan hom gesê, waar is die manne wat vannag na jou gekom het? Bring hulle na ons toe, uit dat ons hulle kan beken. Dis die mooiste term wat jy kan gebruik, beken. Maar dit het die lelikste betekenis wat jy menslik moontlik kan dink. Hierdie manne wil gemeenskap. Hulle wil gemeenskap, seksuele gemeenskap met die 2 vreemde mans hê. Hulle wil hulle onteer. Hulle wil hulle sodomiseer. Wat 'n gruwel. En vriende, hierdie Lot doen 'n ding wat 'n mens ontstel. In my binneste, ek 'n pa van 2 dogters en 'n seun. Hierdie Lot gaan en hy doen iets wat my verstand nie wil klein kry nie. Maar ons lees van 'n regverdige man wat Abraham voorgebid het, dat die God van die hemele nie onregverdig sal wees nie, en dat die regverdige nie saam met die goddelose sal omkom nie. Regverdig verklaar in God se oë, in God se standaard. Daarop gaan Lot na hulle toe uit voor die ingang en sluit die deur agter hom toe en sê, my broers, moet tog nie kwaad doen nie. 2025. Hoeveel mense sê nie vir ons dat ons nie moet kwaad doen nie? Hoeveel mense sê nie vir ons dat voorhuwelikse seks verkeerd is nie? Hoeveel mense sê nie vir ons dat saam bly onaanvaarbaar is nie? Hoeveel mense sê nie vir ons dat mense hel toe gaan? Wanneer? As hulle Christus nie ontmoet het nie.
Lot kom uitgestap en hy vra manne wat hy ken, manne wat saam met hom bly, om nie kwaad te doen nie. En Lot uiter woorde, vriende, wat my in my binneste ontstel, wat my grief. Maar vriende, ek wil hê, jy moet mooi hoor vandag. Dis nie my woorde nie. Dis Lot se woorde. 'n man geregverdig deur God. 'n man wat God letterlik by sy hand gevat het en hom gered het. Letterlik gaan haal het. Lot sê hierdie woorde buite sy huis in vers 8. Kyk tog, ek het 2 dogters wat geen man beken het nie. Laat ek die na julle uitbring en doen met hulle soos dit goed is in julle oë. Net aan hierdie manne moet julle niks doen nie, want daarom het ek hulle onder die skaduwee van my dak ingekom. Wat sê Lot vir hierdie mans moet hulle met sy dogters doen? Mans kom na sy huis toe, omsingel sy huis jonk en oud, en sê, bring daai manne uit, ons gaan hulle sodomiseer. Ons gaan hulle beken. En Lot sê, hier is my 2 dogters, wat geen man geken het nie. Ek sal hulle uitbring. Maar asseblief, hierdie ding moet nie gebeur nie. Hierdie gruwel, in Lot se oë of in God se oë? Ek vra u, in Lot se oë of in God se oë? God se oog. God se standpunt van die eeue heen is vandag, gister en môre dieselfde. En Lot wil sy 2 dogters uit die huis uitstuur. Het Lot geweet dis 'n toets? Het hy geweet hier's 'n beproewing? Het hy geweet hier's nou 'n toets vanaand, of het hy geweet wat die resultate gaan wees wanneer hy die deur oopmaak en hy sy 2 onskuldige dogters by die deur uitstoot? Wat gaan gebeur? Daardie manne is so verhard in welis, so verhard in hulle sonde. Toe antwoord hulle, gee pad daar met 'n uitroepteken, en hulle sê, hierdie een het gekom om hier as 'n vreemdeling te vertoef, en wil tog gedurig die baas speel. Nou sal ons jou meer kwaad doen as aan hulle. Wat wil hulle nou doen? Hulle stel nou nie meer belang in die 2 manne nie, en hulle stel glad nie belang in sy 2 dogters nie. Hulle aandag is nou gerig op Lot. En hulle wil Lot beken. En hulle het sterk op die man op Lot aangedring en nader gekom om die deur oop te breek. Maar die manne het hulle hand uitgesteek en Lot by hulle in die huis gebring en die deur toegesluit. Toe slaan hulle die manne wat by die ingang van die huis was, klein en groot met blindheid, sodat hulle te vergeefs na die ingang gesoek het. Daar sê die manne vir Lot, wie het jy hier nog? Jou skoonseun en jou seuns en jou dogters en almal wat jy het in die stad, bring hulle uit die plek uit, want ons gaan hierdie plek verwoes, omdat die geroep oor hulle groot is voor die aangesig van die Here, en die Here het ons gestuur om dit te verwoes. Ek wil hier 'n bietjie vra as ons na hierdie gedeelte kyk en ons dink so 'n bietjie by onsself. Het God geweet Lot is 'n regverdige? Ja.
Het God geweet dat wanneer hy hierdie manne by die poort laat inkom, dat Lot regverdig teenoor hulle sal optree en beskutting en beskerming aan hulle bied? Wie van u wil vandag die hand opsteek en sê ek is regverdig? As God nou engele oor my pad stuur, sal ek reg teenoor hulle optree. Sal God se wil in jou lewe geskied, soos in die wil op hierdie stadium. As daardie engele in Sodom en Gomorra ingekom het, en ek is nie 'n ou wat daarvan hou om te sê as nie, maar ek wil tog net vir 'n oomblik 'n bietjie by die as talm. As daardie engele in die plein vernag het, sommer tent opgeslaan het daar in die plein, dink u hierdie manne sou hulle beken het? Dink u vir 'n oomblik, iemand kan 'n engel, God se boodskapper, iets aandoen? Het jy 'n idee wat se slagting op die plein sou plaasvind as die engele van God oorgegaan het in aksie? Die engele van God gaan nie oor in aksie as gevolg van die regverdige. Die regverdige kom nie om saam met die goddelose nie. Dis die God wat ons aanbid. Dis die God na wie ek toe uitroep. En ek vra u vandag, is u geregverdig? Staan die engele van die Here by jou om jou te help? Toe gaan Lot uit en hy praat met sy skoonseuns, en ek wil tog vir u die genade toon wat die Here het. Abraham bid, die Here stuur engele vooruit. Lot word, ek wil nou sê vry vertaal, in Afrikaans vertel, hierdie plek gaan vernietig word. Die engele het dit in Afrikaans gesê. Hoekom sê ek dit? In 'n verstaanbare taal wat Lot verstaan het. So goed soos sy moedertaal, het hy besef, hierdie wat hier aangaan. En kom ek breek dit net vir u oop vir 'n oomblik. Lot het uitgegaan en die deur agter hom gesluit. Die mense het die deur van binne af oopgemaak, wat hy van buite af gesluit het. Nou en daar het hulle nie slotte gehad soos ons nie. Jy sluit die huis of van binne af, of jy sluit die huis van buite af. Dit hang af van watter kant die oues wat die huis moet toemaak. Lot het die huis van buite toegemaak en hulle het hom van binne af teruggebring. Daar moes al groot ligte aangegaan het. Hoe het hulle die deur oopgekry? Nou kom daar die engele en hulle sê vir Lot, ons is hier om hierdie plek te vernietig. Ons is hier om die wil van die Vader te laat geskied, maar jy en hulle wat kosbaar en dierbaar is vir jou. Hulle wat kosbaar en dierbaar is vir jou, jou vrou, jou kinders, jou skoonseuns, gaan haal hulle, maak dat julle uit die voete uitkom, want hier is 'n krisis. Hier is verwoesting. Nou, of u my nou glo of nie, ek sê nou vir u, daar is verwoesting op pad in hierdie land. Daar is verwoesting op pad in die wêreld. Wat doen ons omtrent dit? Is ons bereid om vir ons skoonseuns te gaan sê? Is ons bereid om ons dogters te roep? Is ons bereid om ons vrou te sê, die Here God is op pad na hierdie planeet toe? En hy kom sy bruid haal. Alles vir ons gesê. Alles vir ons gesê. En dit word gegee vir die regverdige. Is daar regverdige vandag onder ons? God gryp bo menslik in
Bo-menslike ingryping om Lot by daai mense uit te kry. Bo-menslik, bo-natuurlik. Lot se verstand gaan dit ten bowe. Al hierdie mense is buite my huis, maar hulle kry om een of ander rede glad nie die deur nie. Hulle is almal blind. Dink jy die fakkels het net uitgegaan? Hulle is blind. Hulle kan nie sien nie. Hulle kan nie hulle hande voor hulle eie oë sien nie. Het hulle tot inkeer gekom? Lot, maak vir ons oop. Ons besef nou, ons is verkeerd. Lot, maak vir ons oop, ons is blind. Ons kan nie meer sien nie. Ons besef die dinge wat ons doen en dit wat ons aan jou, die manne en jou vrou en jou kinders wou doen, is verkeerd. Het jy hulle gehoor klop? Hierdie wêreld verhard en word harder en harder en harder. En ons maak die Bybel inpas waar ons wil. O nee, God is so liefdevol. God sal dit nooit doen nie. Hy sal nie mense met blindheid slaan nie. Hy sal nie mense laat volhard tot in die hel in as gevolg van hulle sonde nie. Hy sal nie die aarde oopskeer en mense lewendig die doderyk instuur nie. Meer as 23,000 mense het gesterf omdat hulle vir die ark gekyk het. Hulle het vir die verbondsark gekyk. En God het hulle met die dood geslaan. Daardie God is die God vir wie ek vrees. Hy wat by magte is om nie die lewe te neem nie, maar om jou siel in die doderyk te werp. Hy is waardig om gevrees te word. Maar jy sien vriende, mense wat met sonde speel word verhard. Hulle harte word hard. Hulle is wellustig in hulle sonde. Hulle geniet daardie sonde. In vers 14 lees ons, toe gaan Lot uit en praat met sy skoonseuns en met sy dogters, wat met sy dogters sou trou, en sê, maak julle klaar, gaan uit hierdie plek uit, want die Here gaan die stad verwoes. Maar hy was in die oë van sy skoonseuns soos een wat gek skeer. Dit voel partykeer vir my as ek buite rondloop en ek praat met mense, dan dink hulle jy is skeer gek. O, die Here kom. O, die Here is op pad. O, julle moet maar waak en bid, die Here is op pad. Daai ou is mal. Daai ou is nie lekker nie. Ek wil so wees. Ek wil so wees. God het engele gestuur. Hy het wonderwerke by die voordeur gedoen. Bo-natuurlike werke by die deur is gedoen. Hoekom het God nie die engele gestuur na die skoonseuns toe? Dat die skoonseuns die heiligheid van God kon ervaar nie. Hoekom het die skoonseuns nie die woorde aangeneem wat hulle gekkige, waansinnige skoonpa nou met hulle deel nie? Want hulle was nie gered nie. Hulle het God nie geken nie. En toe hy wat voor hulle staan vir wie hulle ken, met wie hulle belofte aangegaan het om met sy dogters te trou, kon hulle sy woorde nie aanvaar nie. Ek wil vir u vra vandag, is daar mense in jou lewe vir wie jy lief is? Is jy lief vir jou buurman, jou buurvrou? Is jy lief vir die mense wat rondom jou is? Nou waarom wil ons wag totdat die engele by die deur is, voor ons vir hulle sê, Jesus het jou ook lief. Jesus het jou ook gemaak. Is daar 'n mens in Sodom en Gomorra, vriende, wat nie geskep is nie? Is daar 'n mens in Sodom en Gomorra wat nie gebore is nie? Het God nie 'n saak nie? Inteendeel, God het 'n groot saak. Maar wanneer mense volhard, moedswillig in hulle sonde voortploeter en God verwerp, dan verwerp God ook. Die tyd
op hierdie planeet is besig om verby te gaan. Die tyd op hierdie planeet is besig om verby te snel, soos 'n spoedtrein. En die mense is salig onbewus. So sê die woord, en dit sal wees in die laaste dae soos in die dae van Noag. Daar sal pestsiektes wees, oorlog, gerugte van oorlog, tekens aan die son, die maan en die sterre. Al hierdie dinge gebeur. En nadat Lot by sy skoonseuns gaan pleit het in vers 14, lees ons in vers 15, toe die dag begin breek, het die engele by Lot aangedring en gesê, maak jou klaar, neem jou vrou en jou 2 dogters, wat by jou is, dat jy weens die ongeregtigheid van die stad nie omkom nie. Maar weet jy wat? Ek wil vir jy sê, die soort mens wat ek is, as die engele van die Here my by die deur moes red, by die toedeur moes inbring, die mense met blindheid slaan, ek my skoonseuns moes gaan roep en hulle wil nie, sal ek gehardloop het. Ek sal een kind in die kant en vrou aan die ander kant, dalk my vrou behoort genoeg breins te hê dat sy die ander kind moet gryp, ek sal ook 2 kinders en sy nog een, en ek sal hardloop met die spoed van wit lig. Wat doen Lot? Kyk wat sê die Bybel. Vers 16, hy doen iets uniek, maar hy het nog 'n talm. Wat beteken dit? Hy het nog 'n titterwyd. Dis soos, jy's laat vir kerk, maar jou vrou is nog steeds besig om 'n grimering aan te sit. En hoe meer jy sê, dis tyd, hulle het al voorsang begin, sy het net nie 'n saak nie. Maar sy sê nie vir jou, kleindogter is in Amerika en die moet eers opstaan, want sy wil haar net bel, voor sy kerk toe gaan, sy het 'n plan. En sy so mak en jy kan ontplof. Maar sy talm 'n bietjie. Nou, ek wil net vir 'n oomblik vir u vra, wat dink jy sal die rede wees? Waarom sal Lot uitstel? Waarom sal hy talm? Hoekom gaan hy nie oor in aksie nie? Ek sal vir u sê, want hy is regverdig. En omdat hy regverdig is, wil hy nie hê mense moet verlore gaan nie. Omdat hy regverdig is, gee hy om. Omdat hy die gebod van God verstaan en God eerste is, en omdat hy sy naaste liefhet, soos homself. En toe hulle wou verhard in sonde, toe wil hy die sonde afspeel, toe wil hy dit probeer wegbring, hy wou hulle tot 'n verrukking van sinne bring, en dit het nie gewerk nie. Hy het gegaan na sy skoonseuns, en dit het nie gewerk nie. En Lot is onseker. Hoe gaan hy hierdie mense bring tot op 'n punt dat hulle gered kan word? Want wat het die engele vir hom gesê gaan hulle doen? Hulle gaan hierdie stad vernietig. Al hierdie mense gaan sterf sonder God. Wat 'n soort regverdige is jy dat jy 'n vrede het met dit? Maar hy het nog 'n talm, toe gryp die man hom en sy vrou en sy 2 dogters aan die hand, omdat die Here hom wou verskoon. En hulle lei hom uit en bring hom buitekant die stad. Wie het vir Lot gegryp? Die engel. Wie het sy vrou gegryp? Die engel. En sy 2 dogters aan die hand. Uitgeruk. Uitgepluk. Nou ek het vir julle goeie nuus. Dieselfde gaan met ons gebeur. Voor die oordeel hierdie aarde tref van 7 jaar van groot verdrukking, sal God sy regverdiges by die hand kom neem en hy sal hulle saamneem. Maar ek moet vir julle sê, kom ons wag tot dit gebeur. Vers 17. En toe hulle na die buite uitgelei het, sê hy, vlug vir jou lewe met 'n uitroepteken. Moenie omkyk nie,
Moenie ergens in die Jordaanstreek bly staan nie, vlug na die gebergte dat jy nie omkom nie. Omkom is 'n netjiese term sodat jy nie doodgaan nie, sodat jy nie vermoor word nie. Daarop antwoord Lot hulle, en ek wil weer hê, jy moet Lot se hart sien. Want ek het 'n vermoede, dit ontbreek by ons. En ek sluit myself nou in. Dit ontbreek by ons, want jy sien vriende, ek het nou vir julle gesê, as daardie engele die eerste keer gesê het, ons gaan hierdie plek vernietig, dan ek het gevra, wie se hand? Wie gaan my hand vat, want ek is reg. Maar Lot is by die hand uitgepluk, hy is al buite die stad, hy is op pad, en nou sê hulle vir hom, jy hardloop vir jou lewe, jy gaan doodgaan. En nou, kyk wat doen hy. Daarop antwoord Lot hulle vers 19, ag, nee my Here, hy pleit. Kyk tog, Utneg het genade in die oë gevind, en u het groot guns gemaak, wat u aan my bewys het, deur my in die lewe te behou. Maar ek is nie in staat om na die gebergte te vlug, sonder dat die onheil my inhaal en ek sterwe nie. Dink jy regtig? God is nie in staat om Lot, wat hy met 2 engele gevat het, uit te lei vir hom te sê, hardloop soontoe en ek gaan kyk dat jy hartaanval kry op pad soontoe. Ek dink eintlik nie jy gaan maak nie, maar ek wil dit net moet neergeskryf word, dat jy dan probeer wegkom het. Nee. As God jou red, dan red hy jou. As God die moeite doen om hom uit te neem by die hand, dan gaan hy hom tot by sy bestemming bring. Maar kyk wat doen hy. Kyk tog, hierdie stad is naby om daarheen te vlug. En dit is klein. Laat my tog daarheen vlug. Is dit nie klein nie? Dat ek kan lewe. Dink jy Lot is nou besig om oor sy eie lewe te worry? Hy is alweer besig met ander. Hy is alweer besig om te kyk of hy nie iemand anders kan red nie. Iemand anders van God se toorn kan bewaar, sodat hulle tot bekering kan kom nie. Sy soonseuns wou nie. Sy hele stad wou nie. En hier's nog 'n plekkie. Ag, is dit nie klein nie? Kan ek nie daar gaan probeer nie? En hy sê vir hom, kyk, ek neem jou ook in hierdie saak in guns aan jou, sodat ek die stad waarvan jy gespreek het, nie sal omkeer nie. Nie sal omkeer nie. Vlug gou daarheen, want ek kan niks doen voordat jy daar aankom nie. Daarom noem hulle die stad Soar. Die son het oor die aarde opgegaan, toe Lot in Soar aankom. En die Here het swaal en vuur oor Sodom en Gomorra laat reën van die Here uit die hemel. En hy het hierdie stede omgekeer en die hele Jordaanstreek, ook al die inwoners van die stede en wat op die grond groei. En sy vrou het agter hom omgekyk, en sy het 'n soutpilaar geword. En Abraham is vroeg in die môre na die plek waar hy voor die aangesig van die Here gestaan het, toe hy uitkyk oor Sodom en Gomorra en oor die hele land van die Jordaanstreek, sien hy dat die rook van die land optrek soos die rook van 'n smeltoond. En onderwyl God die stede van die Jordaanstreek verwoes, het God aan Abraham gedink en Lot uitgelei uit die omkering toe hy die stede omgekeer het waar Lot woonagtig was. En Lot het uit Soar opgetrek en saam met sy 2 dogters gaan woon op die gebergte, want hy was bang om in Soar te bly. Daarom het hy saam met sy 2 dogters in 'n spilonk gaan woon, net tot daar. Ek wil vir u vra, klink dit vir u of Lot sy sin gekry het? Dink u Soar het Lot se God aangeneem en God gevrees, soos Lot? Het is my vreemd dat die Bybel sê, hy was bang. Hy was bang om daar te bly. Hoekom sal hy bang wees? Vir wie sal hy bang wees? Bang vir God?
Ek dink nie so nie, God het hom gered. Wanneer God oordeele vel, is hulle regverdig. En maak nie saak wat Lot gedoen het nie. Daardie mense het nie tot inkeer gekom nie. En sy 2 dogters is eintlik 'n tragedie wat hulle aan hom gedoen het. Hoe hulle met hom te werk gegaan het. 'n regverdige man van God. Dat hulle aan hom gedoen het. Maar dis nie vandag se boodskap nie, vriende. Ek wil vandag Sodom en Gomorra 'n realiteit maak in u lewe. Ek wil vandag Sodom en Gomorra 'n realiteit maak. En ek wil vir u een ding vra. Kan u nie die stem van die Here hoor nie? Is dit regtig moontlik dat ons kan stil bly oor dit wat kom? Is dit regtig moontlik dat ons so verneig is teenoor ons bure, dat ons hulle so haat, dat ons God van hulle sal weerhou? As Lot getalm het. Dit voel partykeer vir my of ons nie talm nie is, of ons net glad nie omgee nie. Ek wil nie eens praat van die gedagte dat 'n godsvreesende man se vrou omkyk en in 'n soutpilaar verander nie. Is dit waarop ons huwelike neergekom het? Is dit waarop ons leef in 2025, dat ons nie 'n saak het met mense rondom ons nie? As ons die wet van God aanhoor en die wet sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself, dat jy bereid is om stil te bly. Laat die wêreld ons dan eerder gekke noem. Laat die wêreld dan eerder lag, as wat ons stil bly oor die koms van die Here, as wat ons stil bly oor die verdoeming van hierdie planeet wat op hande is. Dis geskrywe, dis geopenbaar in die boek Openbaring aan ons almal, dat die Here Jesus gaan terugkom. Kan ons so laks wees, dat ons ander mense die hel wil instuur? Kan dit werklik wees dat ons so verhard is, dat ons met blindheid geslaan word, dat dit ons is wat buite die huis staan? Wat is aan die gang op hierdie planeet, dat Christene ander mense wegwys van God af? Wat het gebeur dat Christene nie die sout van hierdie aarde is, nie die lig vir hierdie wêreld is nie? Wat het gebeur dat mense van kerke af wegdraai? Hoe het dit gebeur? Mag die Here ons bewaar. Mag die Here ons verstand open, dat ons verder sal kyk as net rondom ons, en dat ons die oesvelde van die wêreld rondom ons sal sien. En besef, vriende, daar is mense wat verlore gaan. Daar duisende. Ons het die oplossing, ons het die antwoord. Jesus Christus is die oplossing vir die planeet se probleme. Mag God u in staat stel om nie 'n Sodom en Gomorra in jou eie lewe te hê nie. Mag God jou in staat stel om nie jou geliefdes, jou vriende, jou familie te verloor nie, maar hulle te red deur jou getuienis van God. Amen. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here Jesus, ons is so skuldig. Ons maak so baie foute. En Here, toe u met Abraham gespreek het oor 'n regverdige, het u geweet van Lot. Ag Here, kan daar nie maar net een regverdige onder ons wees nie? Kan daar nie maar net een wees wat ons roep, wat ons kom waarsku nie? Kan daar nie maar net 'n plek wees, Here, dat ons nie met blindheid geslaan sal word en buite die deur rondtas vir die ingang nie?
U sê in die laaste dae sal U vir die mense sê, gaan weg van my af, ek ken jou nie. En hulle gaan vir U sê, het ons nie in U naam duiwels uitgedryf nie, het ons nie in U naam siekes gesond gemaak nie, en U gaan sê, gaan weg van my af, ek ken jou nie. Here, maak dat ons regverdig word in U oë. Maak dat ons medemens vir ons net soveel sin maak en net soveel saak maak soos onsself. Here, ons het U op so 'n kosbare manier nodig. Niemand in die geskiedenis van die planeet betwyfel Sodom en Gomorra nie. Dis opgeteken. Waarom twyfel mense nog aan die koms? Help ons, Here, om deur die instaatstelling van die Heilige Gees ons geliefdes wakker te maak en om hulle uit te ruk uit hierdie verlore wêreld. Ons kom bid dit in Jesus se heilige naam. Amen.